So ek gaan vra dat julle staan en dan gaan ons hulle liedjie speel waarop hulle gaan instap. Beloof en bevestig om getrou te bly. My ja is my ja tot in ewigheid. In voorspoed of teenspoed, gesondheid of pyn, vreugde of trane, ek sal by jou bly. Want ek het jou lief, geskenk van die Vader. Ek het jou lief, vrou van my hart. Oh, ek het jou lief, geskenk van die Vader. Ek het jou lief, vrou van my hart. Voor God en die mense gee ek jou my woord, om alleen net aan jou te behoort. By die Here is jy veilig, maar as mens ook by my, ek sal jou beskerm en getrou aan jou bly. Want ek het jou lief, geskenk van die Vader. Ek het jou lief, vrou van my hart. Oh, ek het jou lief, geskenk van die Vader. Ek het jou lief, vrou van my hart. Oh, ek het jou lief, geskenk van die Vader. Ek het jou lief, vrou van my hart. Oh, ek het jou lief. Ek weet jy het na die woorde geluister. Geskenk van die Vader. Lieflik is nie net iets wat God vir ons gegee het vir nie. Hy het dit daar gestel. En hy het vandag vir jou 'n baie groot geskenk gegee. En vir jou Elise 'n groot geskenk gegee. Dis nie net omdat ons trou. Ek gaan julle mooi uitlees. Want ek wil hê dat mense vandag moet hoor. Dankie God, ons kan foute maak. Ons gaan 'n klomp foute maak, veral in die huwelik. Maar ek gaan nou vir julle alles mooi leer, alles verduidelik hoe goed werk, al hierdie goed is. Jy is nooit te oud om te leer nie. Nooit te oud om te leer nie. En dan gaan ons ook sien, hoekom loop goed vir ons verkeerd. Wat het die Here beplan en wat het ons beplanning? Want wat die mens sien en wat God sien is twee verskillende goeders. Kom ons sluit ons oë. Vader in Jesus Christus naam, wat 'n heuglike dag, Here, het ons vandag, om saam Christo en Elise te staan en te leer uit God se woord uit. Om te leer wat U planne met ons is. Hoekom U dinge doen, Here. En ons eer U daarvoor, dat die seëninge van God op hulle en hulle gesinne sal reën, oor elkeen wat hier is, getroud of op pad om te trou, dat U sal wees in daai plek, Here. Ons dank U, lieflike Heilige Gees, vir 'n heuglike dag, en ons eer U daarvoor, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Amen. En nou gaan ek nie aangaan as julle nie smile nie. Daar sê hy. Nou kan julle sitplekke neem. Nou ja, Christo, Elise, wie het huwelike ingestel? Wie het dit gedoen? Is dit Bybels? Is dit iets wat iemand uitgedink het? Waar het dit vandaan gekom? God het. Dis nie die wet wat dit ingestel het, of is 'n oulike ding om mee te net aan mekaar te kan behoort nie.
Dis iets wat God ingestel het. En alles wat God doen, het 'n doel. Daar's 'n rede hoekom God dit gedoen het. En ons as mense begryp nie hoe belangrik en hoe heilig dit vir God is nie. Want God sê, ek kom vir 'n vlekkelose bruid. Dis wat die Here in sy woord sê. Hy vergelyk sy verhouding met ons as 'n bruid en 'n bruidegom. En ek wil net vandag vir julle een ding sê. Toe die Here vir Adam maak, toe sê hy, soek vir jou iets, niks het by hom gepas nie. God vat die ribbebeen en hy maak die vrou daar uit. Want daai ribbebeen hou alles by mekaar. Dit is wat jou hele liggaam aan mekaar hou, longe, die hele lot. Maar God vat dit en hy sit dit by mekaar. Want daar's niemand in hierdie wêreld wat jou gaan ken soos jou vrou nie. En niemand wat jou gaan ken soos jou man nie. Niemand. Nie jou kinders nie, nie jou vriendinne nie, niemand nie. Net jou man ken jou die beste. Hy weet die kyk wat jy hom gee. Julle weet mos as jy by 'n braai is en jy wil iewers heen gaan en iemand vra, kom julle braai, dan gee hy vrou hom net so kyk. Ons gaan nie. Hy weet, ons gaan nie. Is dit waar? Hulle praat nie woorde nie. Want ons leer al in die woord van God, you become like the one you associate with. Jy word soos die een met wie jy tyd spandeer. Jy word soos hulle. Jy dink soos hulle. Dit vat baie werk in 'n huwelik. 'n Huwelik is nie net vir die seremonie en die troudag nie. Daarna begin die eintlike huwelik. Dan begin die irriteer met mekaar. Dan begin die gestrydery oor geld. Dan begin die gestrydery oor die kinders. En daar's 'n klomp sakke sout om op te eet om by die plek te kom. Dis nie sommer maar net, nou voeg die Here ons by mekaar en daar is dit nie. Maar vir wat het God huwelike gemaak? Hoekom kan ons nie net saam bly nie? Dis mos nou makliker. As jy nie hou van wat hulle doen nie, dan trek jy uit en dan gaan jy. Nee. Daarom het God huwelike gemaak. Want hy sê in Maleagi baie duidelik, so that I can have godly offspring. Die Here wil goddelike bloedlyne hê. Hy wil hê julle kinders moet God dien, hulle kinders moet God dien, sodat hy hele bloedlyn vir hom kan bymekaar maak. Dis hoekom God huwelike geskep het, en kyk wat sê hy. Genesis 1:27 en 28. God het die mens in ooreenstemming met homself geskep. Volgens sy eie beeld het God hulle geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. So ek is nou so jammer vir die ander team, wat dink hulle is honde, katte, ek weet nie wat so goed hulle alles is nie. God het man en vrou geskape, hulle by mekaar laat kom en gesê, wees vrugbaar en vermeerder die aarde. Dis wat God in sy woord sê. Nou is hulle getroud. Toe sê hy, wees vrugbaar, vermeerder die aarde, en dan seën ek julle. Om kinders te hê is 'n blessing uit God se hand uit. Dis nie net enigiemand kan kinders hê. Honde en katte het ook kinders. Enigiemand kan kinders hê. Maar wat maak jy? Wat maak jy? Wat leer jy hulle? Wat se voorbeeld is jy vir hulle? En is ons as ouers volmaak? Nee. Daar is nie 'n volmaakte ouer nie. Ons probeer ons bes, ja. Maar ons is nie. Ons is mense. En daarom sê hy, kinders, wees onderdanig aan julle ouers. Hoekom? Hoekom moet ons nou ons ma en pa luister? God doen niks sonder rede nie. Hy sê, sodat julle lewe verleng mag word. Julle lang mag lewe. En dan het die Here is regverdig. Dan sê hy, ouers, moenie julle kinders sterf nie. Moenie van jou kind goed verwag wat hulle nie moet doen nie. Ek sien baie ma's en pa's. Verwag prestasies van 'n kind in skool wat hulle nie kon doen nie. Die kind moet ballet en die kind moet, die vader weet wat alles doen in graad 1, is geen wonder die kind weet nie wat om te doen nie. Jou kind is uniek. Daai geskenk wat God vir jou gegee het, hy sê, dis my parels daai. En ek en my man het nie ons kinders in die vrees van die Here groot gemaak nie, want ons het nie daai tyd die Here gedien nie. Maar toe ons begin om die Here te dien, toe stap ons na ons kinders toe en sê, sit hierso. Vandag wil ons sê, vergewe ons dat ons julle nie groot gemaak het in die vrees van God nie.
Maar van nou af, ons en ons huis gaan die Here dien. Jy sien, jy moet kan regmaak wat jy verkeerd gemaak het. Want geen ouer is perfek nie. Net God, Jesus Christus en die Heilige Gees wat een is perfek. Daarom het hy vir ons riglyne gegee. Die huwelik wat mense so vergeet. Christoenelies is 'n verbond. God is 'n God van verbond. En ek en jy kan vandag daai verbond sien. Met ons eie oë. Het die Here nie vir Noag gesê, ek sal nooit weer die aarde met water laat vergaan nie. Het hy so gesê. En toe wat gee hy vir as 'n verbond? Die reënboog. En ek en jy kan van tot vandag na daai reënboog kyk en sien wat in die Bybel, in die begin van die Bybel staan. As God iets gesê het en beloof het, sal hy dit doen. Elke keer as ek die reënboog sien, dan dink ek aan die grootheid van God, dat hy iets daar aan die hemel teken, dat ons dit kan sien. So getrou is hy aan sy verbond. 'n Huwelik is 'n verbond. Dis nie sommer net hier is dit nou maar nie. Loop dinge verkeerd somtyds? Ja. Maak ons verkeerde besluite? Ja. Ons is mense. Maar kyk ek vir julle gou hier lees, dit was my so fantasties geweest. Genesis 15 gaan ek gou vir julle lees, dat jy kan sien hoe sluit God met 'n mens. Daar's 2 tipe verbonde. Een wat die mens met God sluit, en God met die mens, en dan is die ander ene mens tot mens, 'n verbond wat jy sluit. Ek gaan vir julle hier lees, ek wil dit nie verbygaan nie. 9 tot 18. En hy antwoord, neem my 'n 3 jaar oud vers, dis God wat met Abraham praat, en 'n 3 jaar oud bokooi, en 'n 3 jaar oud ram, en 'n tortelduif, en 'n jong duif. En hy het dit alles van God gebring, en dit middeldeer gedeel, en die helftes teenoor mekaar gelê. Maar die voëls het hy nie verdeel nie. Toe kom daar roofvoëls op die dooie diere af, maar Abraham het hulle weggejaag. Nou julle moet kyk hierso, Abraham het nog nie God se naam by syne gevoeg nie. Hy was nog Abraham, die mens, sonder dat God se naam by syne was. Hy was nie Abraham hier nie, hy was Abraham. En toe die son wou ondergaan, val daar 'n diep slag op Abraham, en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag, dis ook ons kinders moet hê, vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. God het altyd 'n plan. Jy mag 'n gevangene voel, jy mag verkeerd voel, God het 'n plan. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van Amorite is tot nou toe nog nie vol nie. En so die Here aangegaan en gedeel dit wat hy gesê het hy gaan doen. Dit is my so mooi om te sien wat die Here hierso sê. Hy sê, en na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en vurige fakkels tussen die stukke vleis deur. Kan jy dink, hier staan jy, die diere is in die helfte gedeel, en hier kom 4 van agteraf deur. Hoor wat sê die Here in vers 18. En op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit, en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af tot by die groot rivier, die Efraatrivier. As God met jou 'n verbond sluit, want, Christoelies, die eerste plek, maak nie saak hoe lief julle vir mekaar is nie, en al die ander getroudes, jy moet God liewer hê as jou man. En jy moet God liewer hê as jou vrou. God moet eerste kom. Want as daai orde versteur is, dan kan Satan mors net soos wat hy wil. En hy gaan mors. Want God het jou geskape, nie jou man nie, nie jou vrou nie. Ons is vir mekaar geleen. En ons maak of ons mekaar se besittings is. Ons is nie. Daai eerste verbond wat jy het, is teenoor God. Die jou eerste. Daarna met jou man en jou vrou. As jy daaraan gaan Peter, dan is God nie in jou picture nie. Dan is 'n orde wat hy mee werk. Dan staan verbond tussen mens en mens, wat ons baie maklik is om te sien. Onthou julle vir Dawid en Jonatan in die Bybel? Hulle het mekaar lief gekry.
En dis nie homoseksuele verhouding soos wat baie mense graag wil gebruik nie. Nee. Dit is siele wat aan mekaar, hulle dink soos mekaar, hulle het mekaar lief geword. Jy het mos 'n vriend waarvoor jy baie lief is. Dit beteken nie jy het fout met jou of enigiets in die aard nie. Dis jou siel wat aan mekaar vasgekleef is. En hulle gebruik so graag hierdie skrif wat uit die verband uit geruk word. 1 Samuel 18. Jonathan en Dawid het 'n verbond gesluit. Hoekom? Dis wat julle vandag doen. Julle sluit 'n verbond. Omdat Jonathan hom lief gekry het soos homself. Jonathan het die mantel wat hy gehad het uitgetrek en dit vir Dawid gegee. Ook sy uitrusting, sy swaard, sy boog en sy gordel. Wat beteken dit vir ek en jy? Dit beteken Christo, Elise, wat joune is word syne en wat syne is word joune. Julle moet alles met mekaar deel. Absoluut alles. En dit is so groot voorreg om by die huis te kom en dit was 'n hektiek dag en jy kan vir jou man sê, hoorie dit en dit het gebeur, of hy iets daaraan kan doen is nie die punt nie. Die punt is daar's iemand wat jou verstaan, wat gaan weet hoekom dit is soos wat dit is. Hoekom jy optree, hoekom jy sleg voel. Dit is so lekker om iemand by jou te hê waarmee jy kan praat. Wat verstaan dat jy nie so gesê omdat jy dit bedoel het nie. Jy hoef nie weer Kappie Kres toe te gaan en van onderaf te verduidelik hoekom sê jy wat jy gesê het nie, want daai persoon verstaan. Dis 'n groot voorreg uit die hand van God uit om in so 'n verbond te staan. Gaan julle mekaar irriteer? Ja, verseker. Want ek kon een ding van my man nooit verstaan nie, en hy die rook het my geïrriteer. As ek wil mol toe gaan, dan wil hy vir eniging stop. Hoekom stop hy nie voor die mol nie? Nee, hy vat 'n parking toer aan die kant. Want hy is bang iemand krap sy kar. Sien, so gaan ons vir mekaar verskil. Die een wil dit so doen, die ander een wil dit so doen. En hy het altyd vir my gevra, wil jy nie, ek moet in Edgar stilhou nie. As ek as die parking kry, ja. Dit is net maar net so, ons irriteer mekaar. Maar, die een weet, dat hy daar is vir die ander ene. En in die skoolkinders se gevegte het 'n mens al geleer. As hulle langs mekaar staan, kan hulle nie baie fight nie, maar as hulle rug teen rug staan, kan hulle reg rondom hulle beklei. As 'n man en 'n vrou rug teen rug staan, en nie toelaat dat enigiets of enigiemand anders dit daarin beweeg nie, dan het jy nie probleme nie. Julle kan later in die kamer gaan fight, maar wanneer jy die goed om jou fight, staan julle saam. Is dit waar? En moenie kinders confuse nie. As dit by kinders kom en papa het gesê nee, is dit nee. Mama kan nie dan sê, "Haai papa voor die kind. Haai weet jy, hy het darm 'n A+ gekry vir voordrag of wat ook al julle dit noem." Gaan daai kind ooit dissipline leer? Nooit nie. Jy kan agteraf vir jou man sê, dit wat jy nou doen, of vir jou vrou sê, dit wat jy nou doen is verkeerd. Ons kan dit nie met die kind doen nie. Maar voor die kinders, laat jou ja wees en jou nee wees. Nou hierdie verbond, hoekom loop dinge in huwelike verkeerd? Hoekom dink julle? As jy eerlik wil wees, het jy vir God gevra of hierdie jou vrou en of hierdie jou man is? Ek het nie. Het enige van julle? Jy sien ons raak verlief en ons trou en dan kom ons agter my Jessie, ek kry haar nie reg nie. Jy moet haar nie reg kry nie. Jy kan nie iemand maak jou lief hê nie. Jy moet jouself lief genoeg hê. Daai persoon moet jou net aanvul. Dis waar ons die fout maak. As ek altyd van 'n vrou, kom wil jy trou? Ons is lief vir mekaar, pastoor. Oeps, verkeerd. Dit moet daar wees, ja. Maar jy moet jouself eers lief hê. Jou partner is nie jou nurse nie. Julle kan mekaar help. Maar jy moet klaar 'n gelukkige persoon wees. Niemand kan jou gelukkig maak, jy kan jou gelukkiger maak. As ons dit net begin besef, sê die Here nie in sy woord vir ons, ken my in al jou weë nie,
dan sal ek jou baie gelyk maak. Nou ons ken hom in ander weë, maar as dit by die huwelik die belangrikste van alles kom, dan ken ons hom. Maar julle twee het sakke en sakke en sakke sout al opgeëet. En julle het foute gemaak, yes, natuurlik het julle foute gemaak. Maar dank God, dat 'n tyd gekom wat julle besef het. Waar of vals? Die waarheid. Julle het agtergekom, hoor jy hierdie foute. Want waaroor gaan dit nou eintlik alles, julle? Ons raak selfsugtig. Ek gaan nie meer met jou opgeskeep sit nie. Dis wat ons doen. En dan raak ons moeg vir mekaar nie. Ek gaan nie meer na jou, kom ek na jou stories luister. Warra. In plaas van gaan op jou knieë. Ek sê altyd vir mense in die huwelik, die een wat die laaste sê, het dit nie gewen nie. Die een wat stil bly, het gewen. Want dit vat geweldige selfdissipline om stil te bly. En vrouens sukkel mos maar daarmee, nee Elise. Vrouens sukkel om stil te bly. Is dit waar? Want jy wil nou maar net daai laaste sê. Kyk, die Here het ons baie meer woorde gegee as vir die mans. So dis nou maar 'n probleem by die vrouens. So ons wil graag net sê, hoor ek wil net sê, hoe voel ek? Hy wil nie eers meer weet hoe voel jy nie, hy is nou ook vir jou gevoelery, hy wil nou weet. Ek voel nie meer mooi nie, ek voel nie jy het my meer lief nie. Ons is snaakse kreature, maar God het ons lief. Ons voel nie meer so nie, en die Here sê in sy woord, 'n stil en 'n sagte gees is vir my kosbaar. Ek sukkel ook met daai een. Maar dis God se hart. Maar vandag, as die Here afkyk, en hy kyk na julle twee, en hy kyk na julle beautiful kinders wat julle het, en julle kleinkinders wat julle het, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ek het Woensdag 'n mamma begrawe, 'n ouma begrawe hier in hierdie kerk. En hier kom julle vandag, en God gee weer vir julle kans. Om vir julle kinders te wys, skies vir die foute my kinders, maak stap agter ons. Ons gaan weer optel en begin. Dis 'n geweldige prestasie. En julle moet dit nie verbykyk nie, want dit is kosbaar in God se oë en is kosbaar in die wil van God. Ek loof U, Here. En julle lyk albei baie mooi. Dit is 'n besonderse dag vir julle. En julle moet dit so onthou. En kinders, ek wil vandag vir julle sê, ja, julle ken hulle foute want is julle ouers. Julle sien die paaie wat hulle gestap het. Julle sien al hierdie dinge wat hulle gedoen het. Moenie daarby stil staan nie. Christus die Here sê, jy is die priester, die profeet en die koning van jou huis. So elke man wat hierso sit. Die priester is die een wat verantwoordelik is vir die godsdiens in die huis. En God gaan vir die man in die huis vra, waar was jy met jou gesin? Want dit is die man se werk. Natuurlik moet die vrou haar eie Bybel lees, die man moet sy eie Bybel lees, maar as gesin moet die man daai leiding vat. Dan sê hy, jy is die profeet. Jy is die ene wat terwyl hulle slaap oor hulle bid. Want jy is die autoriteit in die huis. Jy bid oor hulle. Jy profeteer oor hulle. Met jou sal dit goed gaan. Ek spreek oor jou net blessings. Ek spreek dat jy sal gesond wees. Ek spreek dat jy 'n fantastiese ma is. Ek spreek jy is die beste ouma. Daai goed is vir God kosbaar. En dan sê die koning. 'n Koning beteken ek voorsien finansiëel en emosioneel. Lees die hele Bybel deur, lees jy van slegte konings en goeie konings. Dis emosioneel en finansiëel. Dit beteken nie 'n vrou mag nie werk nie. Dit beteken net dat jy daai sekuriteit gee. Baie keer dan bly mense net saam. Kom hulle by my dan sê hulle, ag pastoor, hoekom kan ons nie saam bly nie? Wat se sekuriteit wil jy hê? Hy skuld jou niks. Wat sekuriteit wil hy hê? Jy skuld hom niks. Waaroor hy lê? Dis net so goed, ek ry en ek maak ongeluk met my kar, maar hy is nie verseker nie. Nou is ek kwaad vir Sandton. Jy het sekuriteit in die huwelik, dis hoe God die huwelike daar gesit het. Jy moet weet dat jy in daai sekuriteit moet inbeweeg. Christus, die Here sê baie, baie duidelik.
in 1 Petrus 3, vanaf vers 1 tot 7, hier's julle Bybel. Sê die Bybel presies hoe moet ons 'n huwelik hanteer. Baie maklik. Ek gaan nou eers vir jou vers 7 lees, want ek praat eers met jou. En julle mans, behandel jou vrou met respek. Wat se respek wil jy van jou vrou hê as jy nie vir haar met respek behandel nie? Jy wil 'n koningin hê, maar jy behandel haar soos 'n slaaf. Hy sê, leef saam met jou vrou Christo, en jy besef dat, al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God geskenk het. As jy haar so behandel, sal jou gebede beantwoord word. Die Here sê, 'n man wat sy vrou verkeerd behandel, sy gebed sal nie beantwoord word nie. Sjoe, dis verskriklike woorde, julle. Ons neem hierdie Bybel baie ligtelik op. Die einste God wat ons liefhet is, omdat hy ons liefhet, gee hy vir ons raad. As julle kinders stout was, het hulle pak gekry? Natuurlik, omdat jy hulle haat, nie omdat jy hulle liefhet. Die Here wil nie dat een van ons wat hier staan, moet hel toe gaan nie. Daarom leer hy ons. Jy gaan mos nie dat jou kind doen net wat hulle wil nie, want shame is jou kind. Nee, jy gaan hulle leer, hier's die borders, dit mag jy doen en dit mag jy nie doen nie. As jy sê, jy het haar lief, sal jy haar respekteer. Want jy kan hy twee nie skei. En Elise, vir jou sê die Here, wees onderdanig aan jou eie man. Versier jou innerlik baie mooier as uiterlik, want die innerlike gaan staan. Dis waarna 'n man kyk, daai sagte gees, daai vrou wat hom gaan verstaan. Jy kan die mooiste rok aan hê, jy kan enigiets doen, en jy gil en skree. Gaan hy happy wees? Nee. En dan is daar nog iets wat God sê. Hy sê, los die verlede agter. Jy kan nie hierdie huwelik bou op gister en eergister se goed nie. En jy moet vergewe en vryspreek, anders gaan jy nie hemel toe nie. Nou daar's geen mens waarvoor ek so kwaad is dat ek die hemel gaan mis nie. Jy kan kwaad word, maar dan sê die Bybel sondig nie. Waarvoor wil jy so kwaad bly oor iets? En dan voor die poorte van die hemel moet die Here vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie, want ek het jou in my woord gesê, ek het jou vergewe. Hoekom kan jy nie vergewe nie? Dis God se woord. Julle weet ek gaan die woord reg uitpreek. Ek maak nie draaikies nie. Dis soos wat God in sy woord sê. En dan staan 'n paar moenies. Moenie jou man met jou kinders bespreek. Christo, moenie jou vrou met jou kinders bespreek nie. Want onthou, vanaand maak julle op en is lovey-dovey en die kinders onthou wat jy vir hulle vertel het. En hulle vat second-hand offense, want hulle kom van jou af, jy het eerste offense gevat. Nou neem hulle aanstoot tweedehands van wat pa of ma gesê het. Nou kyk hulle met ander oë na pa en ma. Vat wat julle irriteer na God die Vader se voete toe. Gaan sit op jou knie en sê, Here, dit is my nie aanvaarbaar nie. Ek kan nie hiermee saamleef nie. Want hoe moet jy die kind vertroue in jou hê? Hoe moet jy die kind pa en ma sien met dieselfde oë as ons hulle afbreek? Julle moet mekaar beskerm. Al weet jy wat daai persoon sê is die waarheid, dit is wat jou man of vrou geneig is om te doen, dan bly jy stil. Dan bly jy stil en jy sê, weet jy wat, ek dink nie jy verstaan my vrou baie mooi nie. Of weet jy wat, ek dink nie jy verstaan my man baie mooi nie. Nie 'n geveg nie. Dis al wat jy doen. Julle moet mekaar regtig lief hê. As Jesus Christus, wat hy hier vra, doen hy eerste, né? As hy daar ons lewe aan almal moet uitlaat, wie is bereid dat die Here dit kan doen? Niemand? Nou kom doen ons dit met mekaar. Jesus bly stil oor al die foute wat ek en jy het. Komplimenteer mekaar. Al is ons 180, ons lyk is opgevoude prams, jou hare kan daarom nog mooi lyk. Sê vir mekaar, hoor, jy lyk mooi. Jy lyk mooi vandag, jy lyk lekker. Ag, dankie vir daai tafel wat jy vir my gedek het.
Moenie die klein goedertjies laat verbygaan nie, want is klein jakkalsies wat die wingerd verniel. Moenie die goed laat verbygaan nie. En dan sê die Bybel iets baie besonders. Moenie kwaad vir mekaar gaan slaap nie. Want jy weet nie of jy môre opstaan nie, en jy kan dit nie regmaak nie. Ek en jy het nie ons lewens in ons hande nie. Ons weet nie wat volgende gebeur nie. Kry julle gevegte, en kry klaar, maar maak 'n reël daarvan. Voor ons gaan slaap, vra ons om verskoning. Spyt is 'n goeie ding, maar as hy te laat kom, kan jy nie regmaak nie. Dis die probleem met hierdie ding. Bid vir mekaar, verdra mekaar se foute. By hierdie tyd ken julle mekaar goed deur en deur. Staan weer op, en Elise, ek praat spesifiek met jou. Gister bly by gister. Weet jy kom ek met jou praat? Want dis wat ons vrouens doen. Onthou jy die 24 April 4:15, het jy gesê, liewe vader, die man weet nie eens meer van die 24 April nie. Is dit waar? Dis wat vrouens doen, dis soos olifante, onthou alles. Is dit waar? Ja, nou onthou. Toe jy vir my gesê het, wat 'n rok het ek aangehad, hoe die hen moet hy onthou, want jy jok ook, jy onthou ook nie. Vandag kyk die Here af na julle twee, en ek wil net vir julle sê, hy is verskriklik trots op julle. Want julle het vandag God se wil gedoen, deur terug te keer en die Here te dien. Julle is 'n voorbeeld vir baie mense daar buitekant, en julle is 'n voorbeeld vir julle kinders. Ja, goed het verkeerd geloop. En ek gaan vir julle albei sê, julle skuld julle kinders 'n verskoning. Ekskuus my kinders. Ek het dit gedoen, en ek sê dit vir julle ook. Kinders kry respek, hulle tel weer hulle package op, en sê, sit dit daar neer by die voete van Jesus, papa, mama het dit gedoen, ons kan dit ook doen. Waar of vals? Dis waar ons leer om reg te maak. Ek het dit gedoen, en ek loof God daarvoor. Vandag dien my kinders die Here. Nie oor wat ek gesê het, dit het net daar begin, hoe ek daarna begin leef het. En Elise, ek was in jou huis, en jou huis is ontsaglik netjies. En dit klink vir jou nou niks nie, Christo, is 'n groot ding. Sy doen haar deel by haar huis. Sy sorg dat jou kos daar is wanneer jy van die werk moeg afkom. Haar huis kan nie deur 'n ring trek. Alles is netjies, het sy plek en alles. Dis 'n vrou wat omgee. En nou wil ek julle los met hierdie woorde voor ons oorgaan na die huweliks formulier toe. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As God nie in daai huisgesin is nie, kan hy nie funksioneer nie. Want Satan gee nie om hoe jou huis lyk nie. Hy vernietig mense, nie huise nie. Ek wil hê julle twee moet opstaan en die voor my kom staan. En dan gee julle mekaar die regterhand. Dis die eerste keer wat ek dit sien, hulle kyk is altyd gewoonlik waar is die regterhand. O, juffrou het gesê daai een waarmee ek skryf, regterhand. Christo en Elise, verklaar julle plegtigheid in die teenwoordigheid van almal hier en aan God, dat julle sover julle weet daar geen letsel teen hierdie huwelik is. Christo en Elise, julle wat mekaar se regte hande vashou, verklaar julle in heiligheid dat julle glo God het julle saamgevoeg. Beloof en bevestig julle albei in die teenwoordigheid van God en roep julle almal hier as getuies dat julle die enigste wettige man en vrou wat julle mekaar neem, dat julle sal deel in die heiligheid van die huwelikslewe teen tye van voorspoed sowel as teëspoed, gesondheid sowel as krankheid, om julle onder alle omstandighede van ander mense te onderhou. Julle vat nie aan ander mense nie. Julle weerhou julle daarvan. Julle beloof om mekaar te beskerm, te troos, te bemin, te dien. OK. Beloof en bevestig julle dat julle God in hierdie huwelik sal inbring. Heel. Dankie Here Jesus. Ek gaan vir julle die ringe gee.
Julle kan die rinne vir mekaar aansit, julle kan die boks so sit. Skreak. Moet nou hulle boksies ons op sit eers nie. Hiermee met die autoriteit aan my toevertrou, verklaar ek julle man en vrou, meneer en mevrou Tatten. Julle kan omdraai en kan die mense vir julle geluk sê. Kom ons klap vir hulle hande. Werner, terwyl hulle gaan teken, julle twee kan nog gaan sit by die tafel. Terwyl hulle teken, kan jy vir ons ietsie speel. Beloof en bevestig om getrou te bly. My ja is my ja, tot in ewigheid. In voorspoed of teenspoed, gesondheid of pyn, vreugde of trane, ek sal by jou bly, want ek het jou lief, geskenk van die Vader, ek het jou lief, vrou van my hart, oh ek het jou lief, geskenk van die Vader, ek het jou lief, vrou van my hart, voor God en die mense, gee ek jou my woord, om alleen net aan jou te behoort. By die Here is jy veilig, maar as mens ook by my, ek sal jou beskerm en getrou aan jou bly, want ek het jou lief, geskenk van die Vader, ek het jou lief, vrou van my hart, oh ek het jou lief, geskenk van die Vader, ek het jou lief, vrou van my hart, oh ek het jou lief, geskenk van die Vader, ek het jou lief, vrou van my hart, oh ek het jou lief, geskenk van die Vader, oh ek het jou lief, vrou van my hart, oh ek het jou lief, vrou van my Agnes, so hulle dankbare hart vanoggend. Eerst my vrou sê baie dankie. En dan pastoor Jenny, baie dankie vir die woord wat jy gebruik. Ek glo dat dit baie mense se harte geraak vandag. Ou getroudes. En dan vir pastoor Werner, baie dankie vir die musiek en dan ook vir die video wat hy geneem het. En dan vir die getuies, oudste meisiekind,
Baie dankie. En dan Arina, dankie. En dan vir haar seun, Freddy, die neem van die foto's. Sê baie dankie.